Hartlik goeiedag en welkom by hierdie geleentheid waar ons saam kyk na Spreuke hoofstuk 6. Want Spreuke 6 is een van die mees praktiese hoofstukke in die boek Spreuke. En hier waarsku Salomo teen 3 dinge wat 'n lewe en 'n bediening kan vernietig. Eerstens, onverskillige behoeftes, luiheid tweedens en morele sonde derdens. In hierdie hoofstuk leer ons hoe wysheid ons beskerm teen ons eie swakheid. En vir leiers is dit besonder belangrik, want die grootste bedreiging vir 'n bediening kom dikwels nie van buite nie, maar van binne die hart van die leier self. Spreuke 6 wys vir ons hoe 'n wyse mens verantwoordelik leef, ywerig werk en moreel waaksaam bly. Wanneer ons kyk na verse 1 tot 5 in hoofstuk 6, dan sien ons die wysheid en die verantwoordelikheid wat hand aan hand loop en hoe om roekelose beloftes te vermy. Die skrifgedeelte sê in soveel woorde, my seun, as jy vir jou naaste 'n borg geword het, as jy jou hand gegee het vir 'n vreemdeling, red jouself daarvan. Dit is eintlik 'n uitroep wat hy gee. Salomo begin met 'n waarskuwing oor borgskap en roekelose beloftes. Nou in die antieke wêreld het dit beteken dat iemand persoonlik verantwoordelik geword het vir 'n ander persoon se skuld. Dit was nie net finansiële risiko nie, dit kon 'n hele familie in armoede dompel. Die les is nie dat ons nooit iemand moet help nie. Die les is dat wysheid vooruitdink. Onbedagte besluite kan 'n mens vasvang in probleme wat jare lank duur. Salomo sê daarom aan ons en aan sy seun hier in Spreuke, as jy jouself in so 'n situasie bevind, doen alles moontlik om daarvan vry te kom. Ons sien ook soortgelyke waarskuwings in kruisverwysings. In Spreuke 11 vers 15 wat sê hy wat borg staan vir 'n ander sal swaar kry. Spreuke 22 waarsku ons ook. Moenie onder die wees wat handslag gee vir skuld nie. Moenie ander ou se skuld afteken nie. Romeine 13 vers 8 sê, wees niemand iets verskuldig nie, behalwe om hulle lief te hê. Leiers, moenie besluite neem onder druk of met emosie nie, vanuit emosie nie. Finansiële wysheid is deel van geestelike integriteit. En 'n leier moet leer om verantwoordelike grense te stel. Want ware wysheid sê soms, nee, ek kan nie daardie verantwoordelikheid dra nie. Verskoon my, nie hierdie keer nie. Dan vind ons in verse 6 tot 11 die pragtige waarde van wysheid van ywer. En hy stuur ons om by die muur te gaan leer. Hy skryf, gaan na die muur, o luiaard, kyk na sy weë en word wys. Hier kom een van die bekendste beelde in Spreuke voor. Salomo sê, as jy wil wysheid leer, gaan kyk na wat die muur doen. Die muur het 3 eienskappe. Selfdissipline, hy werk sonder 'n toesighouer. Vooruit beplanning, hy versamel kos vir die toekoms, voortdurend. En volharding, hy werk getrou en aanhoudend. En daarteenoor staan luiheid. Die luiheid sê, nog net 'n bietjie slaap, nog net 'n bietjie sluimer. Maar die gevolg is armoede en gebrek. Vir leiers is hierdie gedeelte baie belangrik, want geestelike luiheid is net so gevaarlik as wat fisiese luiheid is. En ons kry pragtige kruisverwysings ook in die woord, wanneer ons kyk in Spreuke 10 vers 4, die hand van die ywerige maak ryk, sê hy. Prediker sê hy vir ons in hoofstuk 9 vers 10, alles wat jy jou hand vind om te doen, doen dit van harte. Kolossense 3:23 sê dan, werk asof vir die Here, wat jy ook al doen. So leiers, 'n bedieningslewe vereis dissipline. Moenie wag vir inspirasie nie, bou ritmes van getrouheid. Die Here se werk floreer waar leiers ywerig en volhardend is. Onthou, die Here gebruik nie net talent nie, hy gebruik getrouheid.
Ons kyk na verse 12 tot 19 wat vir ons sê die hart van God haat die gevaar van verdorwe karakter. Hy skryf daar 6 dinge haat die Here. Ja, 7 is vir hom 'n gruwel. En hier openbaar Salomo iets baie diep. God kyk nie net na die dade nie, hy kyk na die hart. Die Here noem 7 dinge wat hy haat. Hoogmoedige oë, leuntaal, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat bose planne bedink, voete wat vinnig na kwaad hardloop, 'n valse getuie en iemand wat tweedrag saai. Let op, baie van hierdie sondes het te doen met verhoudings. Dit vernietig gemeenskap. Vir leiers is hierdie waarskuwing besonder ernstig, want 'n leier wat verdeeldheid saai, doen groot skade in die liggaam van Christus. Ons sien ook, Micha skryf daarvan in hoofstuk 6 vers 8, hy sê, doen reg, wees lief vir barmhartigheid, wandel nederig. En Jakobus skryf in hoofstuk 3 vers 16, waar jaloesie en selfsug is daar wanorde. Matteus waarsku weer op sy beurt vir ons in hoofstuk 5 vers 9, salig is die vredemakers. So leiers, waak teen hoogmoed. Spreek die waarheid en bou voortdurend eenheid. 'n Ware leier bou brûe, hy saai nie verdeeldheid nie. Ons volgende verse is verse 20 tot 35 wat sê die wysheid van morele waaksaamheid en vir ons wys op die gevaar van oorspel. Hy sê daar min of meer, bewaar die gebod van jou vader, want die gebod is eintlik 'n lamp. Het gee vir jou lig, het wys vir jou iets sterker en kragtiger uit. Die laaste deel van Spreuke 6 waarsku ons teen morele sonde en veral oorspel. Salomo beskryf hierdie sonde as iets wat die hart verlei, die lewe vernietig en 'n diep skande bring. Hy sê, 'n mens kan vuur nie in sy boesem dra sonder om self te brand nie. Dis 'n baie kragtige beeld. Morele sonde begin dikwels klein. 'n Blik, oog wat dwaal, né? 'n gedagte, waarmee hou jy jou gedagtes besig? En dan 'n gesprek, 'n onbewaakte gesprek. Maar dit kan 'n lewe vernietig. Daarom sê Salomo, bewaar die woord van God in jou hart. Leiers, waak oor jou oë, waak oor jou gedagtes, waak oor jou verhoudings. Baie bedienings het geval, nie meer swak teologie nie, maar oor onbewaakte harte. 'n Leier beskerm sy lewe deur naby aan die woord van die Here te bly. Eintlik wil ek sê, deur binne-in die woord van die Here te bly en te leef. Spreuke 6 leer ons dat wysheid 'n lewe van waaksaamheid is. Dit leer ons om verantwoordelik te leef, ywerig te werk en 'n rein hart te bewaar. Vir leiers is hierdie 3 dinge noodsaaklik, want 'n bediening staan of val nie net op talent nie, maar juis op karakter. Mag die Here ons help om leiers te wees wat wyse besluite neem, leiers te wees wat getrou werk en wat rein wandel voor hom. Dan sal ons lewens en ons bedienings 'n helder lig wees vir 'n menigte van mense. Mag dit vir elkeen van u net so wees. Amen.